vriend en Jesus is sy naam en in hom is my vertroue oral waar ek heen mag daar is maar net en ware vriend en Jesus is sy naam en in hom is my vertroue oral waar ek heen mag telke male as ek alleen in gebed na hom toe gaan, dan luister hy so geduldig en ek weet dat hy verstaan telke male as ek alleen in gebed na hom toe gaan, dan luister hy so geduldig en ek weet dat hy verstaan. Hy my nog nooit, ja nog nooit van hom afweggestuur, want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur. Hy my nog nooit, ja nog nooit van hom afweggestuur, want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur, want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur, want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur, want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur, want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur.
us against us. If God before us, if God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us against us? If God before us, if God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us against us? For the last time, if God before us, if God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us against us? Okay, Danny, what happened? Okay. Huwag mo pinasabitin na kanimalang mas manit kung Yeah. kaya obat sa familie. Meneer van die Here, ons gaan nou begin met die werk waarvoor ons hier by mekaar gekom het. Wat? Nou my begroeting vanaand is in die naam van ons koning Jesus Christus. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om die bestuur van Gardens Rugby Club, elke ouderling, jaakend, moeder, vader wie my stem kan hoor, en die bedroefde familie wil ons begroet vanaand in die naam bo alle name. Daar is geen ander naam waarin ons u vanaand aan kan begroet as die naam wat te gee is op hemel en die naam wat te gee is op aarde, namelijk Christus Jesus, ons zaligmaker en ons verlosser. Ek wil vanmiddelik begin met 'n aanbiddingskoortjie omgeer, dan wil ons die Here innooi deur middel van gebed. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, ons kom Here vanmiddag Here met dankbare harte voor U aangesig Here, omdat U vir ons deur hierdie dag Here genade gewees het en aan ons lewe geskenk het. Die koning Here, nou kom sê ons vir U baie dankie vir die geleentheid wat ons het en die voorreg wat ons het Here, om by mekaar te kom Here in 'n familie Here, deur middel van U woord Here te kom bemoedig en te kom versterk. Here, van onsself het ons niks nie, maar Here, dit is U Heilige Gees Here wat ons Here opleen en op vraag Vader in hierdie middagure
om ons te lei, Here, om hierdie familie, Vader, Here, op te dra, Vader, Here, voor U. My koning, Here, nou kom sê ons vir U, Vader, Here, ons kan niks doen sonder die Heilige Gees nie. Kom, Here, en kom word vaardig, Vader, Here, in hierdie jaar. Ek bid, Vader, Here, dat U, Here, sal beweeg, Vader, Here, deur hierdie sitplek, Vader, Here, waar ons sit, waar ons in staan, Here, vanmiddag. Ek kom bid, Here, dat U die grond sal heilig, my koning. En ek bid, Vader, Here, dat U, Vader, Here, alles sal afsny wat nie van U is nie. Kom, Vader, Here, en kom word deel van hierdie diens. Ons wil niks doen, Here, uit ons eie uit nie, Here. Geen menslike, Here, vlees, Here, moet hier vanmiddag verheerlik word nie, Here. Maar dis U naam, Here, wat vanmiddag, Here, die eer, Here, hier moet wegdra, Here. Yes, Ons Lord. kom, Here, om 'n familie, Here, te kom bemoedig. 'n Familie, Here, te kom versterk, Here, met U woord. Maar ek bid, Vader, Here, terwyl hulle, Here, onder hierdie donker kombers sit, Vader, bid ek, Here, dat U die trooster, Vader, vir hulle sal stuur. Vader, dit is die dood, Here, wat niemand van ons, Here, bekend is nie, Here. Here, dit is, Vader, Here, so, Here, dat niemand van ons, Here, genoeg woorde het, Here, om, Here, te bemoedig, Here, en te versterk nie. Maar dis net die Heilige Gees, Here, wat vanmiddag, Here, ons kan lei, Here. Kom, Vader, Here, en kom word deel van hierdie diens, Here. Kom lei ons, Here, soos U alleenlik ken in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Dankie om Gert. Is er nog een lied tot eer van die Here? We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. Hallelujah, praise die naam van die Here. Easter, Kom ons sing dit tot eer van die Here. that I am God. Oh yes, Easter and know that I am God. Easter and know that I am God. Easter and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and be still and weet dat ek is God. Wees stil en weet dat ek is God. Wees stil en weet dat ek is God. Halleluja. O familie, ek wil net die voorwerk doen. Die predikers en die manne wat gaan bemoedig is hier vanmiddag. So julle moet julle gereed maak. Paulus skrywe, hy sê dat as Jesus Christus nie opgewek is uit die dood uit nie, dan is ons prediking en ons geloof nutteloos.
En die familie wil ek hier die woord nalaat. As Christus nie die dood het opgestaan het nie, dan is ons hier wees te vergeefs. Dan is ons kerkloop te vergeefs. En as ons geloof te vergeefs. As Christus nie 2026 jaar gelede in Golgotha deur die lewenmakende God wakker gemaak geword deur die dood nie, dan hoef ek nie meer kerk te loop en te sê dat daar lewe na die dood is nie. Amen. Maar omdat ons weet dat die Here vir ons 'n lewe gebaan het deur die kruis, kan ons hier staan vanmiddag en die Here die eer en die lof gee vir sy wonderwerk, het werk wat hy vir ons gedoen het. Ons kom net om die familie te kom versterk, want ons weet daar is nie 'n boek in die biblioteek of universiteit of 'n les wat jou voorberei vir die dood nie. Daar is geen sins 'n les in die teologiese klas wat jou voorberei vir die dood nie. Dis 'n emosionele ding en dis nie die Heilige Gees wat die trooster is, wat die familie vanmiddag kan troos om te sê dat ek is naby die wie gebroken van hart is. Yes. Moenie treur soos mense wat geen hoop het nie. Ek weet u het vrede gemaak. Ek weet u het die Here gevra vir leiding en ek weet u het gevra vir kalmte en vir leiding in hierdie weke. Maar die Here sê ek is die ene wie lewe gee. Ek is die ene wie gegaan het om vir julle 'n plek voor te berei. Ek is die ene wat terug gaan kom en toe kom neem dit wat aan my behoort en dis die kosbare siel. Ons gaan saad terug die liggaam van ons geliewe broer, aarde tot aarde, stof tot stof, maar die siel is by sy maker, die gees is by sy maker en dit is die oorwinning wat ons het in Jesus Christus. Terwyl Paulus vra in die boeke, hy vra dat dood, waar is jou angel? Ja. Doderyk, waar is jou oorwinning? Want selfs nie is die dood kan ons weghou van Christus se liefde af nie. Ja. Amen. Kom ons gee die Here so prys daarvoor. Halleluja. Prys die Here. En dis die goeie nuus wat genoem word die gospel, die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk van ons Here Jesus Christus. Familie, ek wil julle losmaak. Predikers, ek wil julle vrymaak om die familie te kom bemoedig met 'n woord van bemoediging terwyl ons 'n lied gaan sing tot eer van die Here. Ek gaan niemand se naam noem nie. As u voel u word gelei deur die Heilige Gees om die familie vanmiddag op te bemoedig, u is welkom. Dankie om Geer terwyl ons 'n lied gaan sing tot eer van die Here. Halleluja. Wie sal die eerste ene wees? Roep name my broer. Roep name. Dankie evangelis, jy is by my baie dankie my broer. Ek kan maar kom. Danny. Toen mijn pres ook al geleentheid in doep. En André. Ja. Amen dierbares. Amen dierbares. Amen dierbares. Vanmiddag dierbares groet ek elkeen in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Ek groet julle in die naam wat red en verlos. Ek groet julle in die naam bo alle name. Daar is geen ander naam bo in die hemel onder op die aarde wat so goed is, die dierbares. Nou omgekerd, gisteraan was ek ook hier gewees. Ja. En gisteraan het ek gepraat van water. Ek het gepraat van water. Kom drink van die lewende water. Jesus. Nou Tanwyn het 'n kans gekry om reg te maak met die Here. Maar vanaand dierbare wil ek 'n bietjie praat van tyd. Daar's 'n bepaalde tyd Jesus. van alles op hierdie aarde dierbares. Nou Tanwyn dierbares, sy stem kom stil raak. Yes. Sy doen en laatheid kom stil raak. Sy optrek na Gardens Game, het kom stil raak. Maar vanaand dierbares, die wat 'n oor het, Ja. laat hom luister vanaand dierbares. As hy 'n oor het, laat hom luister en vanaand dierbares, wil ek vir die familie sê, bly by die Here, Ja. tydig
en ontydig. Jesus. En die Bijbel sê in Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, Yes. Amen. dan sal hy jou paaie gelyk maak, dierbares. Nou hierteen gaan nie vir ewig hier so op die tandpyn sy huis staan nie. Hierteen gaan nie vir ewig hier so bly nie, dierbares. Ons loop, ons kom na begrafnisdiens toe, dit lyk ons gaan nie sterwe nie. Dankie, Here. Ons spreek elke aand dieselfde ding, maar ons gaan nog dieselfde hier so uit, dierbares. Yes, Lord. Maar dat tandpyn se dood, Yes. so 'n bietjie wakker maak. Ja. Here. Dat tandpyn se doen en later bietjie wakker maak, dierbares. Ek het gister gesê, tandpyn het nie niemand niks gedoen nie. Ons raak nog kwaad, ons Christene. Oh, Ons trek nog op, maar tandpyn het nie opgetrek nie, dierbares. dankie, Here. Maar vanaand wil ek sê vir die begrafnisgangers en vir die familie, die Here is besig om te praat. Dankie, Here. Hy klop aan jou deur. En iemand moet oopmaak. Maar alleenlik gaan iemand, die Here mos nie kawet sê man. Yes. As aanbreker kan mos nie, hy gaan klop. Yes. Hy kan nie van buitekant af oopmaak nie. Maar hy van binnekant af oopmaak. Maar vanaand wil ek jou sê, die Here is besig om te praat. En gister het gesê, van Saterdag na Saterdag gaan ons na begrafnisse toe. Ons bly by begrafnisse, maar ons nog steeds, ons is nie verlos nie. Ons bly by die begrafnisse, ons kom na die huis van die Here toe, ons hoor dat die Here is op pad. Ons sien mense sterwe, maar ons bly dieselfde. Ellen sit ook gereed. Ek wil van die familie sê, daar gaan tyd kom, waar die Here gaan sê, ek ken jou nie. Imagine jou eie maker sê, jou eie ma of jou pa sê, ek ken jou nie. My ma het altyd gesê, my kind is useless. My ma het gesê, my kind is useless. Want ek wil so omkeer. Ek weet nie wanneer my ken nie, so omgeer, Johnny. Al die manne ken my hier so, 'n ou dronklap. Hey. Al die manne ken my, maar die Here moes op my naam roep. Yes. Die Here moes gesê het tot hier toe en nie weer verder, dierbares. Nou die Here, dierbares, hy maak nie 'n fout nie. Hy maak nie 'n fout nie, dierbares. Ek sê vir jou, daar gaan 'n tyd kom waar die Here gaan sê, kyk hierso, ek trek die lyn hierso, dierbares. Daar gaan 'n tyd kom waar die Here sê tot hier toe en nie weer verder nie. Moenie laat dit te laat raak. En wanneer jy op jou stil moet, dan sê jy nog, Here help my, dan is dit te laat, dierbares. Jesus. Moenie laat die tyd te laat raak nie. Laat tandpyn se dood so 'n bietjie wakker maak. Dankie, Here. Of gaan ons maar net weer môre hier uit? Gaan ons maar net môre weer aangaan? Ons sien die mense word so geskiet, Hey. maar ons luister nie meer nie. Jesus. Kom ek sê vandag vir julle iets. Hey. Die Bybel praat die dinge. Die dinge wat gebeur op die nag, maar ons gee nie ag nie. Baie keer bid ons teen die gees van die Here. Die Here het gesê in die laaste dae gaan 'n familie gaan opsteen mekaar. Maar vanaand wil ek jou sê, is tyd my broer, omgeer, Hey. dat ons reg maak met die Here. Here. Is tyd dat ons nader na die Here toe kom. Miskien was die familie nog ver van mekaar af. Miskien het die familie gepraat mekaar nie. Miskien het die mense nie gepraat, maar vanaand dat tandpyn se dood, dat die familie by mekaar bring, dierbares. Jesus. Ek het baie keer geloop. Dronk. Hey. Niemand kos my gesê dit nie. Jesus. Niemand kos my niks gedoen het nie. Maar die 6de Junie 2010, toe sê die Here tot hier toe en nie weer verder nie. As iemand nog nie by die Here is nie, as iemand nog nie 'n vriendskap met die Here te maak het nie, kom ek sê vir dit gaan nie oor 'n kerkie, dierbares. Dit gaan nie oor 'n kerkie. Van kerkloop gaan jou nie in die hemel bring nie. Kerkloop, jy kan maar nou hoe bekeer, jy kan maar wat wees, jy kan maar nou hoe haas, sê jou naam is in die boek van wat 'n kerk, as jou nie naam in die boek van die lewe is nie, te vergeet vanaand, dierbares. Jesus. Ken hom en al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Amen. Ek wil jou los met hierdie skrif, dierbares. Ek het mense gelos gisterand. Hoekom is dit so moeilik om die Here kans te gee? Ja.
Hoekom is dit so moeilik? Die man het jou dan gemaak, het jy gesterf vir jou op Golgotha, maar hoekom is dit so moeilik om die Here dan 'n kans te gee dan dierbares? Angie. En gaan jou los met hierdie ding. Vra vir jou die vraag, as jy bereid om die Here 'n kans te gee. Miskien ek was so preek, as ek ver van die Here af. Miskien is my saak nog nie reg met die Here nie, maar elke dag met die Here is soeter as the day before. Amen, dierbares. Amen. Dankie Evangelus. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. I can trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Terwyl my broer Ellen Marman hom gereed gaan kry, wat sê die Here nie in Lisense hoofstuk 4, die 16de vers sê, want die Here self sal van die hemel af neerdaan met 'n geroep, met 'n stem van 'n aartsengel, met die van die besyn van God, en dit sal Christus, en die wat in Christus gesterwe het, sal eers opstaan. Dis die belofte van ons Here. Dankie my broer. My begroeting is in die naam van die Here, die een wat red en verlos. My skriflesing kom uit Jesaja 38, Yes. wondergenesing van Hiskia. In die dag het Hiskia dodelik siek geword, en die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Sure. Toe draai Hiskia sy gesig na die muur, en hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, dink tog daaraan dat ek voor die aangesig in trou en met die volkome hart gewandel het, en gedoen het wat goed is in die oë. En Hiskia het bitterlik geween. Toe het die woord van die Here tot Hiskia gekom en gesê, gaan sê vir Hiskia, van Jesaja gekom en gesê, gaan sê vir Hiskia, so spreek die Here, die God van jou vader David. Ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien. Kyk, ek sal 15 jaar by jou daar voeg. Prys die woord van die Here. Dankie Here vir die woord. Nou ek en Makelin het nou, ek het vir Makelin gesê Davids, en hy het vir my gesê meneer Marman. Ek en Makelin kom 'n baie lang pad in. Daar was 'n afspraak dat ons met mekaar moes kennis maak, en dat ons 'n pad saam moet stap. Ek dink dit was Clarence wat iets uithaal van uit die Legends van John Walton, wat iemand sê dat Makelin was die perfekte ingooier, daarmee gaan ek nie stryd nie. Dit is iets waaroor ek nie gaan stryd nie. Maar ek wil kom tot by die punt waar Makelin geleer het, daar op die hoek, en toe Boy my vertel hoe sy wonde gelyk, en toe ek homself in die hospitaal sien, het ek gewonder, maar hoe het die man dit oorleef? Ek praat so met dokter Kalibele, en ek vraag dokter, hoe lyk die ding? Hy sê, ek kan jou nie sê nie. Ek kan jou nie sê nie. Want volgens my en volgens die dokter moes Makelin gesterf het. Daar waar hy geleer het. Die aantal bloed wat hy verloor het, moes hy gesterf het. Die houe teen sy kop, moes hy gesterf het. Die hou in sy long, waarin die ribbetjie gesteek het, moes Makelin gesterf het. Wat is dan gemaak dat Makelin nie sterf, daar waar hy geleer het? Dit kom by op dat Makelin het moontlike Hiskia oomblik gekry. Waar hy daar lê en vir die Here vra, Here nog net 'n kansie. Geef my nog net die kans, want toe ek by hom kom, en ek vra vir hom, Mekko, wat gaan aan? Ek sê vir hom, die man het jou mos getimmer, jong. Hy sê, Mr. Marman, weet jy my broer? Ek sê vir hom, Makelin, hier is jou kans. Die is 'n Godgegewe kans wat jy het. 'n Afspraak is met jou gereël. Die Here het met jou afspraak gereël, maar hy is nie klaar met jou gepraat nie. Gee jou hart vir die Here. Ek vra vir hom, wat sê jy? Sê my broer, as niks anders wat ek kan doen behalwe dit. Sê vir hom, ek gaan van jou wegloop, en dan praat jy met die Here, want ek kan nie vir jou praat nie. Dit kom by my op,
dat toe David met Goliat gaan afreken, was 'n afspraak wat David gehad het met Goliat. Uit die mond van die Here gesê, gaan en verslaan die Filistyn. Hy het 'n afspraak met hom gereël, maar David sy uitkoms en Goliat se uitkoms by daai afspraak was twee verskillende goed. Net so die Here met ons 'n afspraak. As ons vanaand hier vanaf wegstap of vandag hier wegstap, moet ons weet Mekko saam met die Here het die afspraak gereël. Of die Here het hom Mekko gebruik om hierdie afspraak te reël. Moenie laat die kans by jou gaan Yes. dat jy nie die regte uitkoms by die afspraak het. Elkeen met ons kry die geleentheid om 'n afspraak met die Here te hê. Of die Here maak seker daarvan dat hy 'n afspraak met elkeen van ons het. Moenie laat die kans so bygaan en dat jy nie jou afspraak nakom nie. Want ons almal weet, as jy nie afspraak nakom nie, is daar gevolge. En sommige kere is die gevolge nie positief vir jou wat weggestap het van die afspraak nie. Dan ben het 'n baie tere plek in my lewe. Ek in die hart is vir my bekend. Die mense van die huis is aan my bekend. Ek is eintlik suppose maar binnekant is dit by die familie, want hier was ek gesien as 'n kind van die huis. As in die jaar wat tante my geleer het houtkap. As in die jaar wat tante my geleer het vuur maak. Al die klein dingetjies in die lewe, as die man wat my gesê het, want ek so die mekaar raak, meneer Kortjere sal weet hoe die mekaar kon ek raak, of wel en sê, wees kalm. En die wat saam met tandpien gespeel het, weet dat hy was die pinnakel van kalmte. Hy het gekoncentreer op sy werk. Ons, vandag kan ons kom en tandpien sê, dankie. Dankie dat jy deel was van my lewe. Dankie dat jy my lesse geleer het, wat ek vandag nog kan toepas. En dankie dat jy kon sien dat ek my hart vir die Here gegee het, en dat ek na jou toe kan kom en vir jou sê, tandpien, die afspraak is gereël, jy moet dit net nakom. Wat ons vanaand, ons afspraak nakom. Moenie laat ons uitgaan, en die teen word geskuif, en dan hoor jy dieselfde boodskap op die ander plek, en dan word die teen geskuif na 'n ander plek toe. Sorg dat jy jou hart vir die Here gee. Daar is geen ander uitweg deesdae nie. Tandpien se aanranding was die laaste ding op my kop wat kon kom dat tandpien in die hospitaal beland het, want wie sou vir tandpien leed aandoen? Maar dit gebeur. Maar dit wil nie sê jy gaan dieselfde afspraak kry wat Mr. Davids gekry het. Jou afspraak kan net daar eindig waar die mense mee afgereken het. Dat ons vanaand huis toe gaan en met die Here gaan praat en sê, Here, U het die afspraak gereël. Hier is ek om die afspraak na te kom. Amen. Amen. Dankie my broer. O Bybel. Lei my na die water, waar daar is soos 'n boom, Here, soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat 'n vrugte gee aan Jesus in die regte tyd. Ja, lei my, lei my, lei my, Here, lei my na die water, waar daar rustig, soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat die vrugte gee aan Jesus, so die regte tyd. Lewe is soos 'n rugbywedstryd. Ons weet nie wat was die telling van tandpyn toe die eindvletjie geblaas het nie. Van die vyand weet presies wat jou swakpunt is, en hy weet ook wat jou sterkpunt wees. Hy weet ook wat jou tegniek in die lewe is. So hy sal altyd probeer om 'n skram of 'n penalty of iets teen jou te kry, sodat hy kan wys na die Here, dit is jou skepsel, maar dit is wat ek met hom gedoen het. Ons weet nie, wat is die eindvletjie gewees, toe tandpyn sy eindvletjie weer klink het in die hemel, maar ek kan hier, ek nog 'n geleentheid, en hier die wedstryd om te speel, met alles wat binne ons is, en volgens die reëls wat die Here vir ons neergelê het, my broer, einaler, terwyl jou gereed maak, gaan ons luister wat die Here op jou hart geplaas het. Dankie broer Diep, ek kan maar vorentoe kom, dankie.
Jesus, Here lei my, lei my na die Vader. Soos 'n boom, 'n plantjie vruchtig hier in Jesus op die regte. Ja, familie, laat my ook toe om ieder en elk te begroet in die naam van ons Here Jesus Christus, die naam wat red en die naam wat verlos. Ek sit en dink, dan dink ek, as dit nie was vir COVID, my broer, dan sou ek hier gestaan het waar ek nou staan. Want COVID het my kom leer van die Here Jesus Christus, alhoewel ek in 'n Christenhuis groot geraak het. Ek en Macklin Davids, net soos meneer Marmans, ons was saam in een klas. En nou Macklin het 'n manier gehad. Boy, jy kan hom maar geterg het. Ek kom net nie gesteer aan jou. Hy het 'n uitdrukking op sy gesig gehad soos iemand wat iets ruik, wat nie lekker ruikie. Is al wat hy gedoen het. Laat my toe, ek gaan 'n vers lees uit Johannes uit, maar ek gaan nie uitbrei oor dit. Ek wil hê julle moet huis toe gaan met daardie vers. Johannes 3. En dit is die vers wat ek by my broer gekry het, meneer Jacobs. Hy sê vir my Doep, dit worstel nou al meer as 'n maand by my om vir jou te sê, jy moet Johannes 3 gaan lees. En jy moet jou bekeer en jou weer laat doop. Ons wil mos nie, ons is kerkgangers, ons is broers onder mekaar, maar ons wil nie vir mekaar sê, wat sê die Here nie, want ons wil nie gevoelens maak. Het is makliker vir my om die man aan die straat van te gaan sê, wat sê die Here, maar ek wat by die Here is ook nie eintlik regtig by die Here. Toe die man vir my sê, ek moet my gaan bekeer, toe rol die trane oor my oë, want dit het gekom van 'n regte plek af. Dis waarom ek het nie 'n kwade gevoelens teenoor die man. En ek dank die Here, dat die Here dit op hom geplaas het om met my te praat. So daar lê werk vir ons kerksmense, en vir ons wat so Here, daar lê werk vir ons, want die Here gaan ons swaarder oordeel as die man wat nie geweet het nie, want daar is so iets, en moet my asseblief nie regbring die kerkmense, daar is so iets, daar is mense wat die woord ken, en die Here gaan jou straf, omdat jy die woord geken het, en er is daar mense wat nie die woord geken het nie, maar nie die sonde, wat sonde gepleeg het, maar die straf sal nie so swaar wees, alhoewel ons almal dieselfde straf gaan kry. Laat ek Johannes 3 vir julle lees, Johannes 3, versie 11. Voorwaar ek sê vir jou, voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. Dan het ek Openbaring 22, sorry, mense, ek wil soos om Gert vanaand maak, ek wil ook 'n getuie lewer, en die getuie kom nou al oor die 15 jaar saam met my om Gert. En as dit nie was so die broers van R4J, en die broers van die Gardens Prayers Group nie, sou ek die guts gehad het, jammer vir die woord, sou ek het nie gehad het om die getuie te lewer nie. Laat ek eers die getuie lewer. My suster beland in die hospitaal, in die Livingston Hospitaal. Sy is in die ICU. My ma sê vir ek en my oorlede broer, julle suster moet gaan visit, want die dokter het gesê, dit gaan nie goed met haar nie. Die donderdag is ons in die ICU in, jy kan mos net 2 ingaan, in die ICU in. Ek kom uit die ICU, ek sê my ma, Veronica lê nie hier binnekant nie. My ma vat my in my hand, en sy vat my na my suster toe. Die vrou wat ek mee saam groot geraak het, ek ken haar nie in die hospitaalbed waar sy lê nie. Die dokter vat ons, na alles wat die dokter ons in 'n kamertjie in, en die dokter berei ons voor, die dokter sê, haar niere het ingegee, haar lewer het ingegee, en is net 'n kwessie van tyd.
En mense soos wat ek nou hier staan en vir julle sê, la leef my suster vandag nog, die wat haar ken. Ek het nie Facebook, ek het Facebook op my foon, maar ek is nie active op hom. Nou vat ek my vrou se foon en ek kyk, as ek Facebook aan vat ek haar foon en, soos ek nou kyk op Facebook, kom so 'n boodskap op van, die WhatsApp boodskap, maar ek sien is haar suster wat die boodskap stuur. En nou wil ek nie die boodskap oopmaak, ek gaan maak vir Sharon, wakker ek sê Sharon, jou suster het die boodskap gestuur. Sy sê, Doep, sy wil hê ons moet haar hospitaal toe vat. Nou, omdat my vrou bietjie dokter, mediese agtergrond het, sê ek, sy moet saam mee gaan, sy sê, nee, my man, gaan jy maar alleen, ek is moeg. En so is ek hier af. En om Gert toe ek haar kom, dis so 3-4 weke terug wat ek nou van praat. Toe ek haar kom, toe sit my skoonsister op 'n bank, en as 'n wyksdiaken en haar buurvrou is haar so Mr. Hobbs. En sy sit met 'n kombers bo oor haar. Sy kan haar kop net so beweeg, sy kan haar liggaam nêrens beweeg, net haar kop. Dis die, en ek sê vir die mense, maak haar klaar, ek gaan gou tot by 'n vriend van my, laat my in die kar kyk, dan gaan ek terugkom, dan is sy mos nog gereed om hospitaal toe te gaan. Meneer Pokpas, ek kom terug, daar is so 'n meisiekindjie, jammer mense, daar is so 'n meisiekindjie wat my skoonsister met 'n lepel voed. 'n Vrou wat kan huis skoonmaak en juig vir die Here, want sy is 'n kind van die Here. Sy kan nie beweeg nie, Mr. Hobbs. Hulle voer haar met 'n lepel. En ek sien nou klaar, die duiwel sê vir my klaar, jy gaan jou skoonsister verder seermaak as jy haar in die kar en lei. Ons maar nie die ambulans bel. My skoonsister sê vir my, Doep, ek wil graag hê jy moet bid vir my, voor ons hospitaal toe gaan. My laitie het 'n anointing salf vir sy auntie gegee, en ons gaan al die salf. En in my onkunde, Mr. Malgas, vergeet ek om te bid op die salf. Maar ten spyte van dit, vat my laitie, ons almal en hy vertrek, smeer ons hande met die salf, en hy begin by haar bene. Onthou mense, sy kan nêrens beweeg nie, sy kan net haar kop beweeg. Die laitie smeer haar bene, sy vat my hand, sy sit my hand op haar kop, en sy vat die ander hand daar waar die pyn is. En ek begin praat met die meester. Ek sê, Here, ek bring vanmôre hierdie dogter van u, bring ek voor u. Haar pa het die pad geloop, hy was 'n kryger vir u, Here, en sy volg daardie voetspore. Here, kom vanmôre na hierdie dame toe, Here, en werk met haar. Ek het so gebid, en ek het gebid, en sy begin 'n wind te breek. En sy lig haar een arm op, en ek bid, en sy lig haar ander arm op, en sy spring uit die stoel uit. Sy sê my swaar, jy kan maar nou huis toe gaan, ek gaan nie meer hospitaal toe nie. En mense, ons verwag mos deesdae, kom, let us be honest, ons verwag mos nie deesdae meer wonderwerke. Wonderwerke mos net in die Bybel se tyd gebeur. So, laat ek vandag vir ieder en elk hier 'n getuie wees, dat daar is nog wonderwerke. En laat ons opbou, kerk hou, vir die man wat in die kerk is. Kom ons gaan buitekant toe, en ons gaan hou vir die mense daar buitekant kerk. Dit is die samekoms wat Macklin Davids vir ons hier gereël het. Die Here is so wonderlik, Mr. Pokpas, dat ons is klomp verskillende kerke wat hier sit. Want my kerk is mos beter as jou kerk. Kom, laat ek vir julle vanaand sê, daar is nie 'n my kerk en 'n jou kerk nie. Want as jy 'n perfekte kerk soek, dan moet jy jou eie kerk bou, en jy sal leen in daai kerk, want daar is nie 'n perfekte kerk nie. So laat Macklin Davids se dood vir julle vandag hierso sê, kom, laat ons die Here dien, en kom, laat ons opbou kerkie speel. Amen en amen. Halleluja. Dankie my broer. Wat seën jy. Ai, wonderlike Here. Wonderlike Here.
Pero siya man ang kariyat kan mga kong familie ito kong pamudak. Familie ko nog suwat doon kang manito buat puri ko ako na kanuwat sa kanpo. Ini buat mo nog bedin board di aron sa irat. Lay may Susebuang keplan may waterstromen terus begian niezen. Op my beurt wil ek die bedroefde familie, die bidtuurgangers, ons klub voorstander en elke geestelike leier wat vanaand hier teenwoordig is. In daardie wonderlike oorwinningsnaam van ons Heer en Meester Jesus Christus. Bedroefde familie, woorde het ek nie vir u julle nie. Ek glo stellig dat elkeen soos wat ons hier sit vanaand al iemand aan die dood afgestaan het. Yes, Lord. En toe ons verlede week hier was om 'n handdruk te kom gee, het ons so 'n paar woordjies gewissel. Ja, my broers en susters, dat die tyd van kerkspeel is verby. As ons gaan kyk, dan sien ons dat dit wat vandag hier gebeur al jare aankom. Die seisoene verander, maar die hart van die mens, die verander dan nie. Ek wil met die vorige sprekers aansluit. Ek is so bly my broer het gevat aan Paulus. En ek wil ook daar 'n besoek af lê. Romeine 11. Vanaf vers 5. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werk meer nie. Want dan wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie, en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle wees 'n vangnet, en 'n stryk, en 'n struikelblok en 'n vergelding. U weet, die vorige sprekers het gepraat dat ons gaan naweek tot naweek, Saterdag tot Saterdag, woon ons begrafnisdienste by. Wat sien ons dan by die begrafnisdienste? Wat hoor ons by die begrafnisdienste? Waarom verander dit dan nie ek en u se siening omtrent die Here nie? Maar hier sê Paulus dat die Here het hulle oë verblind. En die Here het hulle harte verhard, sodat hulle oë nie mag sien nie, en hulle ore nie mag hoor nie. En Paulus skryf dat dit gebeur nog tot vandag toe. U weet, Macklin se dood het ons dat ons hier is vandag.
Maar dis 'n afspraak wat die Here met ek en u gehad het. Dit het nooit oor Makelen gegaan nie, maar dit het oor jou gegaan. Want dit is hoekom dat jy hier is. As jy verder aflees, dan gaan jy sien dat hy skryf selfs verder deur te sê dat jy nie op jou eie moet roem nie. Want 'n olyfboom, wanneer die droë takke afgebreek is, word, dan kan jy hom inent. En dan kan jy 'n ander boompie daarin sny. Hy sê maar daardie boompie moenie roem, omdat hy iets anders is, dat hy beter is nie. Want hy moet onthou dat sy lewe hang af aan die wortels van die olyfboom. Ons moet nie vergeet, maak nie saak aan watter kerk jy behoort nie. Maak nie saak aan watter denominasie jy behoort nie. Die wortels van hulle almal is die Here. Ons moet nie vergeet dat as jy dan dink dat jy beter is en dat jy die woord beter kan bring, dan moet jy weet, dan het God jou dan volmaak gemaak. Want dan doen jy dan die werke van die Here. Jy weet, die week is daar 'n hele paar begrafnisse in ons klub. Ek was by 'n paar huise wat ek was. En by elke huis wat ek kom, ervaar jy dieselfde. Die pyn op die gesig, die hartseer op die gesig van daai familie. Jy weet, Job vra aan die Here, U is 'n God wat vooruit kan sien. Waarom het U nie hierdie dag dan by my laat verbygaan nie? Want U het daarvan geweet. Hy sê, antwoord my Here. Maar jy weet, hy kom tot homself, hy kom tot by sy sinne. En hy sê, maar ek weet dat my verlosser leef. Hy erken, die Here sê, as Nebukadneser, as hy nie gaan erken dat die Here God is nie, dan sal hy nooit daardie koningsstoel weer betree nie. Hy moes eers erken. En dis ons uitnodiging vanaand, en Tanpyn se uitnodiging aan elke een wat hier is. Haas julle na Jesus. Dit is die enigste weg na die ewige lewe. Amen. Sorry. Om ons te bedien met die woord. Jy kan maar voor. Oh, there's no other way to be happy in Jesus, but to trust Him. Trust and obey, so there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ek groet vanaand elke luisteraar, groet ek in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Hy wat is en sal wees tot in ewigheid. Amen.
Jy weet, baie van ons is vanaand hier by mekaar juis omdat tandpyn in elkeen van ons se lewe dat hy iets vir ons kom beteken. En wanneer ek met tandpyn gesels, en dan sal tandpyn nooit ophou praat van Gardens nie. Dan sal hy sekerlik 'n man se name noem, wat in sy hart gekruip het, en ek sê saam met Ellen, hy sê altyd sê Mr. Marman. Hy het altyd van Mr. Marman, en al die ander, Mr. Korkeel, allemaal Mr. Hof, het allemaal gepraat, en genoem van hulle, omdat hy die liefde gehad het vir sy klap, en ook vir die mense rondom hom. Jesus. Maar broers en susters, en die besonder wil ek vanaand juist praat met die familie wanneer tandpyn vir my sê, André, ek is nie gewoond aan dit wat ek nie groot geraak het nie. Tandpyn sê, boy, André, elkeen doen wat hy wil doen in daardie huis. En ek is baie ongelukkig in daardie huis. Hy sê, wanneer ek kom stil sit en wanneer ek huis toe gaan, sê André, sê vir my, elkeen maak soos hy wil. André is beter dat die Here my dan maar moet wegneem, want ek kan nie meer nie. En dit het tandpyn vir my gesê, en daar sit my vrou, wanneer tandpyn na ons toe kom, en dan sê tandpyn, gee my net vir my iets om te eet, want ek is honger. Saterdag, wanneer het rugby tyd is, dan loop ek in tandpyn, en gaan ons gras vol op, sometimes kry ek hom nie, en dan sê tandpyn, ek is bekommerd oor die klap. Maar in my stil wees sê tandpyn, ek bid. Jesus. Ek bid vir hierdie klap, want dis hierdie klap, wat gemaak het, die mens wie ek is. En dan vertel tandpyn vir my straat, en sê tand, ek sien maar joukies hier so, sê hy vir my. Hy sê, ja André, as ek so van die werk afkom, en dan gaan strandhuis toe, dan vraag hom, vir my, maar wat staan jy hier? Moes jy hulle op die veld gewees, want ek draf hier af. Ek sien, hulle soek geleenthede. Ek moes draf, en dan moes ek draf af, en dan ry hom Charles nog verby ons. Dit wat tandpyn vir ons gesê het. Maar vanaand, moet ek die woord bedien, wanneer ons vanaand sal stilstaan, by Exodus 14, en dan gaan ek 2 verse lees. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, en aanskou die verlossing van die Here, want hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle vir die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Ek bid die vrede van God oor hierdie huis toe. Ek bid die vrede van God in hierdie huis toe, dat geen settingsmag mag inkom en verdere verdeeldheid kom bring. Laat die woorde van my mond en die meditasie van my hart, laat het 'n welgevalle offer wees vir elkeen van ons, wat vanaand die woord van God sal hoor. Jy weet, die woord was gepredik, die woord het uitgegaan, want die woord is die lig vir ons pad, en 'n lamp vir ons voete. As ons by die woord vanaand kom stilstaan, en dan sien ons hierdie gedeelte waar Moses skrywe, en Moses skrywe, terwyl Israel deur het bevlieg, sê die woord van God, en terwyl hulle na die oorkant gaan na Kanaan toe, sê die woord van God, staan hulle in die middel van die woestyn, want hulle moet hier gaan, en agterkant, en terwyl hulle terugkyk, sien hulle, dat Farao is besig om hulle in te haal, want daar is strijdbaans, en nou staan hulle in die middel, en voor hulle
is die Rooi See. Menselijk gesproke, kan 'n mens dan vandag sê, dat hierdie Israeliete, hulle staan in die middel, hulle is vreesbevange, want hulle weet nie wat om verder te doen nie. Want as hulle agtertoe kyk, kom die Egiptenare, die vyande aan, om hulle dood te maak, en dan sien hulle die Rooi See, hulle gaan sekerlik, verdrink. Maar vanaand, broers en susters, wil ons hier by die gedeelte is, om hier die familie te kom bemoedig, staan hier die familie, en hulle staan soos die Israeliete, en hulle weet nie herwaarts of derwaarts nie, want hulle soek antwoorde. Veerskante van die Israeliete was daar berge gewees, en hulle kon nie vlug nie, en hulle sê vir Moses, wat gaan ons nou doen, want ons staan hier, en ons is vastbevange, ons is besig, die vrees is ons besig, om ons te kom ontval, wat gaan ons doen? En nou sê Moses vir hulle, terwyl hulle na God roep, sê Moses vir hulle, kyk op na die Here, want dis die Here wat julle sal deurdra. En terwyl hulle skik, gebeur dit so, dat God vir hulle 'n pad oopmaak, en God maak die pad vir hulle droog, sodat hulle ook kan deurgaan. En vanaand wil ons met hierdie gedeelte, wanneer ons gaan stilstaan, en dan wil ons vir die familie sê, moenie vrees nie, want God is alreeds in beheer. Moenie vrees nie, want God is in beheer. Wanneer u as familie moet stilstaan, en wanneer ons hierdie troostwoord vir u sal bring, moenie vrees nie, want God sal saam met julle stry. Jesus. Jy weet, wanneer ons agtertoe kyk, en wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan kyk ons na hierdie familie, en dan sê hierdie familie, die pyn het ons so, want die tragedie het ons getref. Die tragedie het ons getref, en met die skielike ingaan van tandpyn, en met die skielike ingaan van tandpyn, daar is so baie dinge wat nog kon gebeur het, maar die Here het gekom, en die Here het 'n streep getrek. Ons het verwag, dat tandpyn gaan terugkom. Ek vra by die familie, hoe gaan dit met tandpyn? Hy gaan beter aan. Ons verwag dat hy volgende week sal uitkom, maar God het juis 'n ander plan gehad. Tandpyn het herstel, maar soos die woord ons Ellen vir ons verduidelik het, en wat Ellen vir ons sê, hy het sy saak met God reggemaak. Hy het 'n geleentheid gehad, wat ek en u miskien nie moontlik gaan kry nie, het tandpyn daardie geleentheid gehad, om ook sy saak met God reg te maak. Liewe familie, vanaand wil ons vir u as Garden sê, moenie wraak neem nie. Moenie wraak neem nie, want die gedeelte in Romeine 12 sê, die wraak kom alleen, en dit is God toe. En wanneer God sê, hy sal stry vir julle moet stil wees, beteken dit nie, dat God hierdie gebeure wat plaasgevind het, ongestraf laat bly nie. Want die woord van God, dit verklaar in die Bybel, alles het ek gesien, en alles wat ek weet, en God sal God ook hierdie gebeure, sal God nie ongestraf laat bly nie. God, hy weet alles, en God sien alles, en God sal julle antwoorde, sal God vir julle kom antwoord. Jesaja 30 vers 15 gee vir ons ook, en hy sê vir ons, vertrou op die Here. Vertrou vanaand op die Here, en die Here sal saam met julle wees. Dawid sê verder, ek is saam met die wat gebroke van hart is. En dan sê 'n gedeelte in Psalm 23 vers 5, sê Dawid vir ons, ek berei die tafel voor, en my teestander sal. U sien, die Here is 'n God
En hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy sê selfs die vyande sal saamkom en dan sal die teestanders sal saam wees. Ek sal julle lei in die dae van doodskade weer, sal ek saam met julle wees en hierdie God sal saam met julle wees. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie, want God is met julle. Dankie, Here. En terwyl ons gaan klaarmaak om tandpyn aan God terug te gee, wil ons vir die Here sê, dankie Here vir die lewe van tandpyn. Here, sy lewe was nie perfek nie. Sure. Sy lewe was nie volmaak nie. Maar God, maar my liewe God, hy het 'n impak gemaak op ons elkeen se lewe. Dit maak nie saak hoe klein dit was nie. Maar dankie Here vir 'n mens so tandpyn, wat vir ons ook, Here, wysheid kon gegee het. Here, terwyl ons ook met ons kon gesels het, Here, oor die daaglikse lewe. Ons sê dankie my God, vir wat hy kon beteken het vir sy familie. Ons sê dankie Here, vir dit wat hy gedoen het. Ons sê dankie Here, was nog klein ook al, het hy vir Gardens betekenis gehad. Jy sien, wanneer tandpyn kon rugby gespeel het, het sy familie kon opgetrek het, en sy familie kon gesien het, hoe hy sy talent en gawes ook toegewy het. Sy wedloop is klaar. Sy wedloop is eindig. Ek en u is nog hier. Ek en u bly nog agter in hierdie wêreld. U sien tandpyn is verby en Woensdag aand toe ons hier was, toe ons hand kom gee dit, sê ek, tandpyn het elke dag 'n tandpyn nie verbygeloop. Hy was 'n mens. Hy was iemand wat geen leed aangedoen het nie. En daardie keer toe hom aangerand het, terwyl hy elke keer hier verbyloop, sê hy vir my, daar was oudjies gewees, wat onder die boom gesit het, en hulle het hom aangerand. En ek sê myself, hy is dan bekend aan julle. Jy sien broers en susters, tandpyn is uit hierdie lewe uit. Tandpyn is uit die lewe uit, ek en u is nog hier. Tandpyn hoef nie meer oor sy skouer te kyk, soos ek en u beweeg, en hy te naag nie, want ek en u is nie meer veilig, wanneer ons beweeg nie, ons kan nie doen wat ons wil doen nie, ons kan nie gaan waar ons wil gaan nie, maar tandpyn is uit, hierdie verdrukking uit, en ons dank die Here, hy sal nie meer oor sy skouer kan kyk nie, hy sal nou wees, veilig in die hande van ons Here. Dankie, Here. Dankie vir die opstanding van Jesus Christus. Jesus. Want selfs het Jesus ook vir tandpyn kom sterwe aan die kruis van Golgotha. Thank you, Lord. Terwyl die moordenaar gehang het aan die kruis, het hierdie moordenaar, het hy ook 'n plek gekry in die paradys. Maak jou klaar, sê Amos, om jou God te ontmoet, want ons weet nie wie die volgende sal wees nie. Maak ons klaar, sodat ek en u ook die Here kan ontmoet. Wees nie bevrees nie, liewe familie. Die antwoorde sal op 'n regte tyd kom. Wees bidend Yes. tot die Here. Wees bidend saam met die Here. En die Here gaan oor hierdie wand wat gemaak is, gaan God ook vir julle kom stel. Die Here sal stry vir julle. Die Here sal vir julle stry. Moenie op julle eie kragte staat maak nie. Gee dit vanaand vir die Here en die Here sal vir julle lei. Amen. Amen. Halleluja. Stem. Hier is omgaan. Stem. Daar is stem. Ah, Jesus, now you. Give it. So kom gaan asseblief. Dankie my broer. Stay. Chosen Jesus, now you would give
Vader kies aan die paaie eerst weer. Julle moet kies van die paaie eerst weer. Yes, aan die jammer. Berada, sebelum berubah Julle moet kies pandit paaie. Daar is 'n roepstem, daar is 'n Dari N. roepstem. Daar is 'n roepstem van Jesus naar jou. Daar is 'n roepstem. Daar is 'n roepstem. Daar is 'n roepstem. Daar is 'n roepstem van Jesus naar jou. Julle moet kies. Julle moet kies. Julle moet kies van die paaie streek. Julle moet kies. Julle moet kies van die paaie streek. Die is nou die ander en die ander die en je moet kiezen en die paaie is weer. Dank je mijn broer. Fit. Baie dankie my broers. Ek waardeer dit. Ons gekom tot die einde van ons diens familie. Ons gaan vra vir die jaarkind Johnson om vir ons af te sluit. Die middel van gebed asseblief. Terwyl ons aan biddingskoortjie kry. Baie dankie. Dankie die kind. Jesus, die wonderlijke Jesus, ons neem maar, ons prijs zijn naam, is nog diezelfde Jesus, hij is nog diezelfde Jesus. Die wonderlijke Jesus, ons neem maar, ons prijs zijn naam, hij is nog diezelfde Jesus. Kom ons bid saam. Jesus. Here, U is die Alpha, die Omega. U is die begin en U is die einde. Yes, Lord. My God en Meester Here, in hierdie aand, Here, kom sê ons vir U baie dankie, Here, vir Tandpyn se lewe. Dankie o God en Meester Here vir boodskappe wat kon uitgaan vanaand, o God en Meester Here. Here is padkos vir ons wat Tandpyn vanaand gee, my God en Meester Here. Here, dis ons sake as ons hier 'n stukkie daarvan wil geneem het, Here. Here, my dierbare Vader, kom pleit, Here, dat U hierdie huis sal kom toemaak onder U kosbare bloed. My God en Meester Here, ek vra, Here, dat U by elke hek, Here,
elke vensterraam, elke Jesus, dakplaat, Lord. elke hoof van hierdie dak, Here, elke deurplaat, my God en meester, Here, sal kom aanraak in die naam van Jesus. Here, meester, U is hier die huis, U is hier die familie bekend, so God en meester. Ja, Here, Satan is nie tevrede met dinge wat die Christene doen, nie, Here, maar ons kom sê vanaand, Satan, ons gaan jou nie kans gee nie, Here en meester. My Here en meester, ons kom sê dankie, Here, vir sy lewe. Here, Jesus, ons wat Lord. vanaand gekom het en kom luister, het nog 'n genade kans, Here. Here, my dierbare Vader, die vraag is, hoe gaan ons dit vat wat ons gekry het, Here? Here, my dierbare Vader, Here, ek kom vra, Here, dat U hierdie familie sal nog seën met hierdie paar dae wat nog voor lê. Ja, Here, dan pyn sal lyk sal Saterdag hier inkom. Dit is wat dit so die seerste sal maak, my God en meester, Here. Maar kom pleit, Here, dat U Jesus, hulle Lord. sal omvou met U kosbare bloed. Seën ons Here. nou, my God en meester, Here, wanneer ons nou hier klaar gemaak het, Here. En elkeen as die verskillende woning gaan, Here, sal U met ons wees, Here. Asseblief, Here. Here, sal U vir ons seën, o God en meester, Here. Ja, Here, dit lyk so ons het U nie nodig, Here, maar ons het U nodig soos 'n stukkie brood op hierdie aarde. Kom, my God en meester, Here, word U verheerlik in hierdie aand verder. Here, selfs, Here, hulle wat nou gaan kom oorneem, Here, selfs die voorstander, Here, wat die woord gaan bring, Here. Here, my dierbare Vader, dat tot eer en verheerliking van U sal wees, Here. Kom seën ons dubbelmatig met U Heilige Gees. In Jesus mooie naam. Amen en amen. Kom ons bid soos die Here sy disipels geleer het te bid deur te sê, Onze Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoekings nie, maar verlos ons van die bose, want dat U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Seën asseblief. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons bly in sy vrede. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees rus en bly met ons van nou af totdat Jesus kom en die hele volk sê Amen. Dankie, Here. Dankie. Dankie, Heer. Dankie, Heer. Nou oor vir die familielid om dankie te sê, maar namens die wyf wil ons net dankie sê vir hom Gert en sy span. Baie dankie dat julle so van huis tot huis gaan om al die families aan te moedig. Mag die Here julle ryklik seën en jy weet, die volk het dit nodig. ja, Die volk het dit nodig. Want soos u gesê het, ons gaan van huis tot huis, maar as asof ons niks hoorie. Môre aand gaan ons weer voort. En nee, nou 6:30 as Mama Walton is hier 6:30. Môre oggend 11:00 is die praise and worship team hierso om 'n woord van bemoediging te bring. Môre aand is die Wijkstraat van Daalstraat Congregational Kerk weer hierso. Saterdagoggend is ons 11:00, 10:00 begin ons hier met die diens. 11:00 is ons in die kerk. Baie dankie, gee my oor aan die familielid. Nou, op my beurt wil ek net eerstens vir Gardens Rugby Club baie dankie sê vir wat julle vir ons gedoen het vanaand en wat julle in Tandpen se lewe ingeploeg het en
wat Gardens vir ons gewees het. Weet Gardens, ek moet net 'n klein dingie sê, maar my male, soos jullie op kyk, het Gardens se rugby jerseys hier gehang. Deur Tandpien. En Tandpien was 'n man, as ek met hom hard praat, ek het nie groot rugby gespeel soos hy nie, en sê van my Hipoen, Ronnie Korkele en Chigala rugby gespeel, en dan maak hy my net so stil, maar ek moet net sê, hy was regtig 'n groot man, hy was nie sommer net so nie, en Gardens, dankie vir ons predikant wat die woord gebring het. Matteus 6 vers 7 sê, julle moet vir ons bid, sodat ons moet soek, en as ons soek, dan sal ons vind. Moenie ophou om vir ons te bid nie, moenie ophou om vir ons huis te bid nie. Die is maar een, die julle na gaan na huise gaan, is huise maar deur mekaar. Soos my suster gebid het nou met die afsluitingsgebed wat sy gesê het, as die bose magte in die hemel, wat die ronddwaal, 'n sigte van mense, mense wat ons nie wil vorentoe gaan, en die Bybel sê, in hierdie sonde, kan net uitkom deur gebed. Die sonde word nie sommer net so gesê, dan gaan dit verby nie. Want as ons kyk, die drugs, hoe is die mense, ons mense was nog nooit so nie, as ons kyk, hoe jong manne, bloedjaag, hoe kan 'n jong man agter bloed aangaan? So aan ander woorde, dis die begin, maar ons weet, die antwoord is naby, maar God weer hierdie huis, gaan die huis maak van aanbidding, wat my pa en my ma gemaak het, en ons as familie. Daarom sê Gardens, bid vir ons. Baie dankie vir elkeen wat opgekom het, ons waardeer het, baie dankie wat jy beteken het vir Tandpien. Jy weet, Tandpien was 'n ander karakter. Tandpien, ek weet nie, die laaste wat ek het so lekker krag gekry nou wat die 60 geraak het, en sê ek om Tandpien, nee man, 'n mens kan nie met 'n 60-jarige nog wil praat nie. Toe dink ek, dit gaan ook 'n bietjie, my broer bietjie invat. En my laaste woorde was by die hospitaal ook, maar ek is dankbaar vir die Here het ons die geleentheid gekry, om vir Tandpien te lei na die Here toe. En mense, sometimes wil die mense nie eens met die dinge praat nie, maar God werk in verskillende maniere, en God werk baie gou. Weet jy, ons kan die vrede in Tandpien sien. Tandpien kyk by die venster hier, ons kan die vrede sien, wat ek met hom bid, wat ek hom na die Here toe lei, en ek het met hom gepraat oor sy Tandpien, die was so gelukkig, God bring die so lang jare, 60, hy sal nou, die einde van die maand sal hy 61 word, en ek sê vir hom, kyk waar is jy, jy sien meer dokters nie, jy sien hospitale nie, kyk hoe lyk jy, en regtig, ek het gesien het my broer, ek glo by myself, as hy dit net kan gemaak het, dan was Tandpien vanaand by die Here. Hy sal die Here gedien het, want hy het te seer gekry, en hy is so 'n mens, is so seer nie. Tandpien, ek weet, ons is jong daar in ons huis, waar broers is, maar Baklei het eendag my kar gesteel, en ek kry hom hier, ek vra, waar was jy met die kar, en ek dink, hey, man, gaan my terugslaan, weet hulle, hy man, kyk nie, ek het so sleg gevoel, ek moes maar maar daai was die Tandpien, maar baie dankie weer eens Gardens, baie dankie vir al die mense, wat al die vir Tandpien iets beteken, die Here seën jy, ek moes klaar gehoor, hoe laat gaan die begrafnis is, ne? Dankie, die Here seën jy, amen, dankie om Geert. Gardens familie vraag jullie net voor jullie drijven. Dankie. Ja, maar net een ware vriend en
net 'n ware vriend. In my donkerste uur, van my Jesus is maar net 'n ware vriend.